vir jare het gaan ek met julle verjaar saam. Vandag se tema is 'n groot fout langs die pad. Die Here het die Israeliete gelei en bewaar totdat hy hulle by die Sinaiberg kamp opgeslaan het. Maar toe Moses net 40 dae en nagte nie by hulle was nie, vergeet hulle sommer wie die Here is en wat hy vir hulle gedoen het. Hulle het 'n goue kalf gemaak en 'n altaar gebou waarop hulle hulle offers vir die kalf gebring het. Hulle het 'n beeld as hulle God aanbid. Hulle het die eerste 2 gebooie oortree en was so aan die Here ongehoorsaam. Ek lees vir julle uit Eksodus 24. Die verbond word beseël. Die Here het vir Moses gesê, klim die berg op na my toe, jy Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers van Israel. As julle nog ver is, moet julle al voor my buig. Dan moet jy Moses alleen nader kom na my toe. Die ander moenie saam met jou nader kom nie. Die volk mag ook nie saam met jou opklim nie. Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het. Toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar dat ek vir jou die plat klippe kan gee waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Joshua is te hoor teen die berg van God op. Vir die leiers het Moses gesê, wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is hier by julle. As iemand 'n probleem het, kan hy na my toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim, het 'n wit wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op die Sinaiberg gebly. En 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here die wolk uit na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe geklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. Kom ons doen 'n eksperiment. Met 2 glase water. Sjoe, kyk hoe lekker lyk hierdie skoon water. Ja, veral op 'n dag soos vandag. Ek dink ons moet 'n slukkie vat. Ja. Dis lekker koel. Ja. Kry 'n bietjie sout en asyn. Ek gaan nou iets met hierdie water doen. Lyk dit nog dieselfde? Ja? Ja, dit lyk nog dieselfde. Dink jy dit sal dieselfde smaak? Nee. Sal julle van die water wil drink? Natuurlik nie. Hoekom? Wel, dit sal sleg smaak. Ek stem saam. Ek lees vir julle uit Eksodus 32 vers 1 tot 6. Toe die volk sien dat Moses stalm en nie van die berg af kom nie, het hulle hom Aaron saamgeroep en vir hom gesê, kom, maak vir ons God dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord, haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar fees vir die Here. Hoe dink julle het Moses gevoel toe hy 40 dae en nagte weg was
En toe hy terugkom, het die volk 'n goue kalf gemaak. Weet julle, Moses was so kwaad dat hy die kliptafel stikkend gegooi het. Wat het hy toe gedoen? Hy het die goue kalf verbrand en die fyn goue stof in die Israeliete se drinkwater gegooi. Wat hulle toe moes drink. Maar hoekom het hy dit gedoen? Sodat die Israeliete die bitterheid van 'n ongehoorsaamheid moes proe. Dit was regtig 'n slegte straf. Dink bietjie aan 'n fout wat jy al gemaak het Soos om iemand seer te maak. en iets wat jy vergeet het om te doen. Soos my huiswerk. Ons almal maak foute, maar ons aanbid 'n God van liefde. En ons kan hom vra om ons te vergewe. En om nie weer daardie fout te maak nie. Ons kan die Here vra om ons te vergewe vir die tye wat ons vergeet om met ons lewens te wys dat ons vir God en ons medemens liefhet. Ons kan ook die Here vra om ons te help, om mekaar te herinner wat is belangrik en om jammer te sê vir mekaar, maar om dan ook mekaar te vergewe. Totsiens almal. Ek hoop julle het 'n lekker week verder. Ek hoop julle het 'n lekker week met skool